Ek en my vrou verskil hemelsbreed as dit kom by hoe ons dink oor hoe 'n plek behoort te lyk. Ek is daai tipe wat in my werkswinkel of in my motorhuis is my gereedskap opgehang, elkeen op sy plek, elkeen sy spesifieke graad of helling waarteen hy lê, die dinge hang presies. Op my bedkassie is daar presies 3 goed. 4 goed. My selfoonlaaier, my lampie, die boek wat ek lees en my Bybel. Dis al wat op my bedkassie is. Op my vrou se bedkassie is daar 17 boeke wat sy beloof sy gaan lees, 12 Q-Texes of make-up stukkies, 13 naalknippers, 'n bril en 'n selfoonlaaier en 12 glase water wat nog gedrink moet word. Ek is puntenerig oor hoe my goed lyk. My vrou is nie. Nou hoekom sê ek sê nie dit om my vrou sleg te maak nie, ek sê nie dit om 'n grappie van haar te maak nie. Ek verf nie 'n muur in ons huis tot my vrou nie die kleur gekies het nie. Want ek is nie die kunstige een in ons gesin nie. Ek kan uitvoer, ek kan die taak verrig, ek kan die werk doen. Maar ek het nie die oog om die plek mooi te laat lyk nie. Dit is waar sy baie sterker voorkom. Want as ek my sin gehad het ons niks kaste en rakke en goed met tierlantuintjies opgehaat nie. Alles wat in die huis is sou prakties bruikbaar kon gewees het. En dis dit. Ons het nie goedjies wat rond staan en ek het nou die dag met Rita gespot en vir haar gesê, as ek vir jou 'n oppervlakte gee, dan sal jy iets kry om op die ding te pak. Maar dit maak van ons huis, in die Engels praat hulle van, it makes a house a home. Nou kom sê ek dit. Tussen die twee van ons, met ons verskille, met ons verskillende maniere van kyk na goed, want dis uiteindelik waaroor dit gaan, is hoe ons die wêreld bekyk. Maak ons huis heel. Sy bring so 'n bietjie die geur en die flavour en die chaos, ekskuus vir die Engelse woorde, bring sy in die huis in en ek is daar om seker te maak die skorrelgoed is gewas en die bed is opgemaak en jy weet die goed lyk hom so half menslik. Maar tussen die twee van ons is ons besig om 'n gebalanseerde ruimte te skep in ons huis. 'n Ruimte wat almal wat daarin kom, hopelik, en welkom kan wees. Nou kom deel ek hierdie met julle, nie omdat ek dink ek is baie oulik en omdat ek so puntenerig, ek dink partykeer frustreer ek my vrou verskriklik baie met hoe ek is, met hoe my goed moet lyk. Ek sê dit, of ek deel dit met julle, omdat dit is hoe die Here ons aan mekaar gesit het. En die wonderlike, familie, is dat hierdie verskille, bloot net, kom ons dink nou maar net aan die bedkassies. Hierdie verskille maak ons uniek. En dit maak die prentjie volledig. Dit maak die prentjie waarin ons leef breër, mooier, groter, oop. Want daar is nie net een definitiewe nie. Die Here het ons elkeen anders geskep. Die wonderlikste ding van hierdie lewe waarin ons is dat elkeen van ons anders aan mekaar gesit is, met ander gawes, met ander talente, met 'n ander manier hoe ons na die wêreld kyk, en dit, familie, bring die geur in hierdie lewe in. Hoe vervelig sou dit gewees het as almal van ons net op een manier gedink het. Net op een manier gekyk het. Die Here het ons anders gemaak, sodat ons ander kleure, ander werklikhede in die wêreld in kan bring vir mekaar. En dis 'n wonderlike voorreg om op hierdie reis te kan wees waar mens soms verskriklik uitgedaag word deur jou vrou se bedkassie en sy soms verskriklik uitgedaag word oor ek wat 'n kas op 'n spesifieke manier gepak wil hê. Maar tog bring dit ietsie heel, ietsie volmaak aan ons huis, aan ons lewe. En dis die Here wat ons so gemaak het. Elkeen van ons verskillend, maar elkeen van ons perfek. En dis in daai naam wat ek julle vanmôre groet. Mag julle vanmôre
'n ontmoeting hê met die Skepper God, wat elkeen van ons aan mekaar gesit het, perfek net soos wat ons is. Mag julle elkeen vanmôre aan die voete van daardie Here kom rus. Baie welkom in hierdie erediens. Amen. Ons het die voorreg om verskillende forme van musiek te kan hê, en ek gaan nou vorentoe kom dat ons eerste lied vir vanmôre saam kan speel, saam kan sing. Die lied is Op vaste fondamente, wat 'n ongelooflike lied iets is wat sê waarop ons geloof berus. En ek gaan julle nooi om te staan en saam met ons hierdie lied te sing. Kom ons bid net ook saam in hierdie oomblik. Hemelse Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre U naam te kom loof en prys. Here, om saam te kan wees op hierdie koue oggend en om te kan weet dat U ons hier kom ontmoet. Here, wanneer ons verder in die diens gaan, wanneer ons saam gaan lees uit die woord uit, saam gaan gesels, Here, nog gaan sing tot eer van U naam. Hoor ons, Here, sien ons, seën ons. Dankie Vader dat U vir ons nog 'n dag gespaar het, nog 'n geleentheid bymekaar gebring het en dat ons in U naam hierdie kan doen. Here, daar is so baie plekke waar mense moet vrees vir hulle lewens as hulle U naam bely. Wat 'n voorreg, Here, dat ons dit nie hoef te doen nie. Help ons om dit nooit mis te sien nie. Raak ons aan, Here, en bly by ons. Amen.
Indien jy die aankondigingsblaadjie voor die tyd bietjie deurgegaan het, sou jy gesien het vanmôre gesels ons bietjie oor die kern van ons fondasie, die kern van die Christelike geloof en die fondasie daarvan. En 1 Korintiërs 15 verse 1 tot en met 15 wat Paulus hier aan die gemeente van Korinthe skryf, word baie wyd erken as die kern hiervan. Jy weet, as die kern van die evangelie of 'n opsomming van die evangelie, 'n vasvat van die fondasie van dit wat Jesus kom doen het. En dis 'n ongelooflike stuk skryfwerk. Ons is in die midweek met Paulus besig op hierdie stadium en hoe verder jy gaan met Paulus se lewe en die mens wat hy was en die persoon wat hy was voor sy bekering, na sy bekering, die tipe opleiding wat hy gekry het, hoe meer in verwondering begin ek, en ek hoop die mense wat saam met my op die reis is, in hierdie skaduwee van Paulus staan. Want hy was ongelooflik. Hy was goed opgelei. Hy was 'n baie goeie redeneerder of 'n argumenteerder, ek weet nie of daar so 'n woord is nie. Hy was baie goed met sy woorde en hy kon met mense redeneer en praat met baie gemak. En Paulus is vir my ongelooflik op hierdie stadium. Ek geniet dit verskriklik baie om met sy briewe besig te wees. Maar ons lees hierso hier in 1 Korintiërs hoofstuk 15, lees ons daai eerste 15 verse. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vas staan, waardeur julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het is, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn, toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig en daarvolgens het julle tot geloof gekom. Maar as Christus verkondig word dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle daar is nie 'n opstanding van dooies nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie. As dit so is, dat dooies nie opgewek word nie. Hierdie gedeelte gaan nog baie ver en ons kan nog baie ver gelees het uit oor die 58 verse, as mens hierdie hele prentjie wil verstaan, maar ons lees vanmôre net tot daarso. 'n Familie, almal van ons het 'n fondasie nodig. Wat ook al jy aan kan dink, jou huis, jou lewe, enigiets. Jy het iets nodig waarop jy kan bou. Iets wat nie begin wankel as die wêreld rondom begin beweeg nie. Nou in 'n wêreld van onsekerheid, van verwarring, van twyfel, word hierdie vraag wat ons vanmôre vra eintlik 'n redelike dringende vraag vir ons.
Die vraag is, wat is my fondasie? En eintlik met 'n ou tree verder gaan en sê, maar wat is die kern van my fondasie? Nou vir Paulus en vir ons as die kerk van Christus, as volgelinge van die Here Jesus, is daar net een antwoord op hierdie vraag. En dit is, die kern van ons fondasie is die evangelie van Jesus Christus. En meer belangrik, of nie meer belangrik nie, maar baie spesifiek in hierdie sin, is die historiese werklikheid van sy dood, sy begrafnis en sy opstanding. Want sonder daardie historiese werklikheid wat die kern vorm, sê Paulus vir ons, is alles eintlik te vergeefs. Maar met dit word ons fondasie sterk, onbreekbaar, vir altyd. Paulus skryf daar in die eerste 2 verse van die gedeelte wat ons gelees het, sê hy, ek maak aan julle bekend, broeders, die evangelie wat julle aangeneem het, waarin julle staan en waardeur julle gered word. Werkwoorde wat Paulus gebruik, hy sê, ek het verkondig, dit waarin julle staan, waardeur julle gered word. Hy kom hier aan die begin van hierdie ding en hy sê vir hulle en hy sê vir ons, hierdie evangelie wat ek met julle deel, wat ek met julle gedeel het en wat nog met julle gedeel word, is nie net 'n beginsel ding of 'n teoretiese ding nie, dis 'n lewende werklikheid wat behoort jou hele lewe en jou hele identiteit te vorm. Die werkwoorde wat Paulus hier gebruik, maak dat hierdie gedeelte 'n deurlopende ding is, 'n deurlopende gebeurtenis en nie net 'n eenmalige handeling nie. Paulus kom en hy sê hierdie gedeelte en dan net daarna dan sit hy hierdie voorwoorde amper half daaraan. Hy sê dit wat ek aan julle verkondig het, sal glo julle as julle daaraan vashou soos ek dit aan julle verkondig het. Dit waarin julle staan, dit wat deur julle gered word, is die waarheid, as julle daaraan vashou soos ek dit aan julle verkondig het. En Paulus begin hier met 'n deurbraak of 'n gesprek waarin hy probeer wys dat die evangelie is nie net 'n modegier of 'n emosionele ervaring nie. Hy kom en hy maak dit duidelik vir die gemeente in Korinte en ek dink vir ons ook dat die evangelie is die fondasie wat vas staan deur alle tyd in alle lewens. Paulus kom in hierdie gedeelte net na hierdie kragtige inleiding wat hy gee. Dan gee hy die drie pilare. 3 pilare waarop hierdie evangelie staan. Hy sê Christus het gesterf vir ons sondes volgens die skrifte. Hy is begrawe en hy is op die 3de dag opgewek ook volgens die skrifte. 2 keer in daardie klein gedeelte sê Paulus volgens die skrifte, want hy weet die mense met wie hy te doen het sal kennis hê van die skrifte. Praat ons nou van die Ou Testament, die profete, die ouens wat vooraf gepraat het oor die koms van die Messias. Hy maak dit duidelik dat hierdie gebeurtenis, hierdie kruisiging en die opstanding van die Here Jesus nie net toevallig, gebeur het nie. God het dit lankal beloof. In Jesaja 53 kry ons een van die verwysings, een van die beskrywings van die lydende knegg wat op pad is. In die Hosea 6 word daar voorspel dat God weer sy volk op die 3de dag sal het herleef. Ietsie van die 3de dag, die opstanding van die Here Jesus. Maar Paulus gaan 'n tree verder wanneer hy met hierdie gesprek besig is. En ons moet onthou, hoekom is dit nodig vir hom om so ver te gaan om hierdie verduidelikings te gee? Korinte was 'n geweldige kulturele stad. Met 'n klomp verskillende ideologieë, gelowe, mense van oor die hele bekende wêreld van daardie tyd. So daar was verskriklik baie invloed van buite af en die Christene was maar 'n klein groepie. En Paulus skryf aan hierdie ouens, hy sê vir hulle, maar binne in hierdie die mekaar spul waarin julle moet leef, met al hierdie verskillende dinge wat rondom julle aangaan, hier is waarin julle moet vashou. En hy doen dit nie net deur vir hulle die teologie verduidelik nie, maar om vir hulle die geskiedenis ook op die tafel te sit. Die Bybel, familie, bevestig vir ons die kruis.
Maar daar is so baie buite-Bybelse en ander historiese wat geskryf het hieroor, wat dit bevestig vir ons. Ek wil net so 'n paar uitlig. Tacitus, wat 'n Romeinse historikus was, so rondom 116 na Christus, skryf hy dat Christus het onder Pontius Pilatus gelei tydens die bewind van Tiberius. Nou ons weet van Tacitus, weet ons dat hy nie 'n Christen was nie. Hy het eintlik die Christene gehaat. So die feit dat hy dit skryf, dat hy dit erken, bevestig vir ons ietsie. Flavius Josephus, wat 'n Joodse geskiedkundige was, skryf dat Jesus gekruisig is op die aandrang of die opdrag van die Joodse leiers. En dan skryf hy verder dat Jesus, hierdie volgelinge van Jesus, nie opgehou het om hom lief te hê nie. Lucianus van Samosata, onthou daai woord, is 'n heidense satirikus ook in die eerste, tweede eeu, spot met die Christene in sy tyd omdat hulle 'n gekruisigde wyse aanbid. Hy bevestig dat die kruisiging plaasgevind het. Die Talmud, wat die Joodse tradisie was van oorvertel, verwys na Jesus wat op die vooraand van die Paasfees opgehang is. En dit was die Joodse manier om oor die kruisiging te praat. So die dood van Jesus, die kruis van Jesus, is een van die mees bevestigde gebeurtenisse in die antieke wêreld. Selfs sy begrafnis bevestig vir ons die waarheid van hierdie verhaal. Die feit dat hy in Josef van Arimatea, wat deel was van die Joodse raad, se graf begrawe word, bevestig vir ons dat dit waar is, want sulke stories, so iets dat Jesus, die Christus, begrawe word in hierdie leier van die Joodse raad se graf, sou nie uitgedink kon word nie, want dit sou te maklik as 'n leuen afgemaak kon word. Nou ons weet hy is gekruisig, maar het hy regtig opgestaan? Dis die vraag. En hier kom die hart van 1 Korintiërs 15 vir ons, die kern van 1 Korintiërs 15 van ons. En Paulus kom en hy kom noem 'n lys van ooggetuies op van die opstanding. Hy noem 'n klompie name. Hy sê hy het verskyn aan Sefas, daarna aan die 12 apostels wat saam met Jesus beweeg het. Daarna aan meer as 500 broeders op een slag, waarvan die meeste nog lewe. En dan sê hy aan Jakobus en laaste van almal aan my, wat Paulus is. Paulus kom maak seker dat net soos wat die kruis 'n historiese moment word die opstanding ook 'n historiese moment vir die mense aan wie hy skryf en vir ons vandag. Hy sê die 500 waarna Jesus verskyn het, meeste van hulle lewe nog. Hy sê maar gaan vra hulle. Gaan na hulle toe hulle lewe nog. Die opstanding van Jesus is 'n toetsbare gebeurtenis. Gaan en gaan vra hulle. Familie, in die antieke wêreld waar hierdie geskryf is, was dit ondenkbaar om 'n openbare leuen te versprei. Veral een wat redelik maklik reggetrek kon word. En die mense wat hierdie, ek sê dit tussen hakies, leuen, wat hierdie boodskap van Christus verkondig het nie rykdom of aansien of gemak gewen met hierdie verhaal wat hulle versprei het nie. Inteendeel, ons lees keer na keer in die geskiedenis dat hulle is vervolg, gemartel, doodgemaak. En tog het hierdie mense bly getuig, ons het hom gesien. Hulle was bereid om vir hierdie verhaal te sterf, want hulle het geweet, dis nie 'n leuen nie, hulle het geweet, dis nie 'n mite nie, hulle het geweet, dis 'n werklikheid, hulle het dit gesien. En dan hier in die middel van ons gedeelte, vers 9 tot 10, word Paulus so 'n bietjie persoonlik, en hy noem homself die geringste van al die apostels, en hy sê dan net so 'n bietjie later, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Hy wat die voormalige vervolger was van die kerk, van die geloof, ons het nou die dag in die midweek gepraat, weer eens verskoon die Engels, dat Paulus was so half die judge, jury en executioner van die sinagoge of van die tempel, as dit gekom het by die Christene. Hy was gevrees, hy was gehaat
deur die Christene. En hy, wat hierdie geweldige vervolger van die kerk was, word deur die lewende Jesus aangeraak. En dis nie filosofie of opvoeding of wilskrag wat hom laat verander het nie, maar dis die genade van die opgestane en die lewende Christus wat hom laat verander. En dan sê hy, as Christus nie opgestaan het nie, was daar geen genade om hom te verander nie. Maar omdat Christus leef, kan hy sê, ek is wie ek is, deur die genade van God. En familie, ek dink dit geld vir ons almal. Die laaste gedeelte is 'n baie interessante gedeelte in hierdie perikoop as ons met dit besig raak, want Paulus raak baie eerlik. Hy sê, julle verkondig dat daar nie opstanding van die dooies is nie, maar dan kan Christus ook mos nie opgewek wees nie. En hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en julle geloof is ook te vergeefs, en dan is ons valse getuies teenoor God. Want ons sê dan dat God nie kan doen wat ons sê hy het gedoen nie. Familie, as die opstanding nie plaasgevind het nie, val alles uitmekaar uit. Dan is daar geen versoening tussen God en mens nie. Geen vergifnis van sonde nie, geen oorwinning oor die dood nie en geen ewige belofte van hoop nie. Maar Christus het opgestaan. Die graf is leeg. Die getuienisse staan vas. Die kerk leef. God se genade is aan die werk. So familie, daarom weet ons en kan ons glo en vashou daaraan dat ons nie op niks staan nie. Ons staan op 'n rots wat nooit wankel nie. 1 Korintiërs 15 vers 1 sê vir ons, die evangelie waarin julle ook staan. Dit wat Paulus daai tyd gesê het, word vandag, familie, vir elkeen van ons weer gesê. Staan vas op die evangelie van Jesus Christus. Bou jou lewe nie op emosie of op kultuur of op instink nie, maar op dit wat die waarheid is. Christus het gesterf, is begrawe en het opgestaan. En soos Paulus, glo dit, verkondig dit en gaan leef dit. Paulus leer vir ons dat wanneer alles rondom jou in mekaar tuimel, sal hierdie waarheid altyd bly staan. Mag julle dit ook so beleef. Mag die heilige Here Jesus die fondasie van jou lewe wees. Mag sy genade jou lei om te bly vashou aan hierdie fondasie wanneer dit begin moeilik raak, wanneer die aarde begin skud. En mag jy saam met Paulus kan getuig en bely, ek is wat ek is, omdat hy is wie hy is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons vanmôre weer by hierdie deure gaan uitstap in 'n wêreld in, Here, wat vir ons probeer oortuig, daar's 'n ander waarheid. Help ons om vas te staan. Lei ons om te kan bely, Here, dat U die waarheid is. Mag ons, wanneer die wêreld rondom ons skud, op ons fondasie bly staan. Here, mag U genade vir ons genoeg wees. U liefde ons dryf en die lig oral op ons paaie skyn. Dankie, Here, dat ons uit die woord uit kan lees en U stem kan hoor. Dankie dat ons vanmôre saam kan bely. Ons is wie ons is, omdat ons U ontmoet het. Seën ons, Here, en bly by ons. Amen. Wanneer ons die seën uitspreek en die seën ontvang, maak die Here eintlik aan ons 'n belofte. Dis nie iets wat sê, miskien gaan dit so wees, of dalk
sal dit so wees nie. Die Seun sê vir ons, saam met die amen wat ons sing, dit gaan so wees. Ontvang die seën van die Here. Mag sy genade, sy vrede, sy liefde in jou leef en deur jou leef. Mag sy lig op jou pad skyn en mag jy hom elke tree langs jou sien. Die Here sal jou seën en hy sal met jou wees. Amen.